julle, ek is Nadine Vosloo, baie welkom by hierdie kreatiewe sessie en my doel is om jou te inspireer om vars hoop en inspirasie te hê vir dit wat die lewe ons ook al mag bied. Nou, ons almal is verskillend en dit is heeltemal oukei. Jy mag dalk hou van musiek maak, kos maak, jag. Ek hou van kreatiewe sessies en kan nie noodwendig die bestanddele wat in 'n kombuis gebruik word aanwend vir dit wat in 'n kombuis bedoel is om te gebeur nie. Nog niemand is dood aan die kos wat ek gemaak het nie, maar ek sal eerder verkies om dit wat in die kombuis te vind is aan te wend vir kreatiewe sessies soos koeksout. Waarvoor gebruik jy dit nou eintlik in die kombuis? Is dit om jou koek te laat rys en swart peper? Ons het dit gekry as kinders as ons kraswoorde gebruik het en van daar het my liefde vir die produk my heeltemal ontgaan. Maar ek gaan jou vandag wys deur dit wat in en om jou huis beskikbaar is, hoe om dit kreatief aan te wend. Nou, kreatiwiteit is belangrik. Kreatiwiteit gee jou die vermoë om probleme beter op te los. Selfs wanneer jy daai yskas oopmaak en 'n aartappel en 'n pampoen sien, kan daai bestanddele kreatief aangewend word om jou familie te voer. Moet my nie vra hoe nie, maar ek gaan jou wys hoe om met verf en ander produkte kreatief te verkeer. Nou, ons gaan vandag koeksoda gebruik, swart peper, glo dit of nie, en dan kleur craft glue en 'n mengbak. En ons gaan hierdie 3 produkte omskep in iets wat jy kan gebruik om mooi om jou te maak. Nou, iets wat ek vasglo is wanneer jou omgewing mooi en georganiseerd is, het jy meer moed om dit wat buite jou omgewing is, beter te kan hanteer. Goed, ons vat die koeksoda, ons meng dit, gooi dit in hierdie mengbak. Nou, hoeveelhede, Linda, is nie belangrik nie. Jy gaan op gevoel. Ons is nie in die kombuis nie, ons is in die kunskamer. En ons vat ons gom en ons meng dit by ons koeksoda. En maak seker, jou bottel is oop, gaan ons hom heeltemal oopdraai. Probleemoplossing, kreatiewe oplossings. En ons meng met 'n paletmes die 2 bestanddele saam. So as jy sien meer vloeistof is nodig, want jou beslag is nie sag genoeg nie, sit jy meer gom by. En meng goed. Totdat jy sien so skuimerigheid ontstaan in jou mengbak. En dis nie te sag nie, want dan gaan dit van jou glasfles afloop. Nou, ons almal gebruik soms in ons kombuise dalk beluiwe wat in glasflesse is, of gherkins, gurkies, en al hierdie glasflesse kan omskep word in iets wat jy kan gebruik en mooi maak. Herwinning is iets waarvoor ek baie lief is, en voel altyd sleg as ek iets net in die vullisstrom gooi. Goed, 'n glas, dit kan nou enige glasfles wees, dan 'n alkohol wipie, lappie, en jy maak jou glas mooi skoon. Dit verwyder enige olierigheid wat op jou oppervlak kan wees, sodat jou beslag aan jou glas kan klou. Jy sal ook sien hy verdamp redelik vinnig. En dan met die paletmes smeer ons nou hierdie beslag bo op ons glasfles. Die belangrikste is om die proses te geniet en te weet dat jy skepend verkeer om iets wat dalk weggegooi sou geword het, te omskep in iets wat jy nou kan gebruik. Hierdie is ook nou amper soos 'n versiersel op 'n koek smeer. Moet nie my vra om dit te doen nie.
maar ek dink dit sal min of meer die proses wees. As jy dit meer egalig wil hê, sal ons nou net 'n verfkwas gebruik en ons sal dit mooi egalig maak. Nou die doel van die peper is om tekstuur op jou oppervlak aan te wend. So jy werk nou net mooi egalig. Kan dit neersit voordat ons die ander kan doen. En dan waar jy hierdie nou op jou filletsteak sou gebruik jy dit op die glasfles. En dis hoe die oppervlak lyk voordat dit droog is. Ek het nou hier 'n glas wat klaar voorberei is. En wanneer dit droog is, sal jy sien, die peper het mooi saamgesmelt op die oppervlak, maar daar is addisionele tekstuur. Ons wil dit hê want dit moet amper nou so sement lyk. Nou die kleur wat ek gaan gebruik is Olympic Paints se cream sorbet. Lekker, dis nie roomys nie, tens dit was. Maar die kleur is pragtig. Doop 'n skoon verfkwas in die potjie verf en ek verf dit op my oppervlak. Dit gebeur nou eers wanneer die glasfles mooi droog is en die droogtyd hang af van temperatuur en ook hoe dik die beslag op die glas aangewend is. Jy kan enige kleur gebruik. So as jy 'n grys wil gebruik om 'n sementvoorkoms te skep, kan jy dit doen. As dit 'n kleur is of selfs 'n oranje kleur om 'n terracotta voorkoms te skep, kan jy selfs dit ook doen. Weereens geniet die proses. Jy is besig om kreatief te verkeer en om iets uit niks uit te maak. Wanneer hierdie nou heeltemal droog is, kan jy besluit of jy 'n tweede laagie wil aanwend. En hier is 'n potjie wat klaar voorberei is en droog is. En dit kan nou gebruik word as 'n vaas vir jou blomme, as 'n houer vir jou kunskwaste, of vir enige iets wat addisionele stoorplek nodig het, selfs in jou kombuis. Baie belangrik om te onthou, na vandag se sessie, dit maak nie saak wat dit is waarvan jy hou nie. Hetsy dit is om te skryf, in die tuin te werk, te bak en te brou, of om kreatief te verkeer met kreatiewe elemente, solank jy net kreatief bly. Kreatiwiteit kondisioneer die brein om makliker probleme op te los en om 'n beter uitkyk te hê op die lewe.